Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, meerminne, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die meermin, 'n bekende figuur in volkskunde van reg oor die wêreld. Hierdie half vrou, half viswese word gewoonlik uitgebeeld as 'n pragtige vrou van die middel op en 'n glinsterende vis van die middel af. Die meermin sit meestal op 'n rots en kam haar glansende hare sonder 'n sorg in die wêreld. Meer kom van oud Engels wat see of meer, groot watermassa beteken, en maid beteken jong vrou, dus meermin is 'n jong vrou van die water. Elke kultuur het sy eie weergawe van die meermin, en dis verskil die voorkoms en naam van streek tot streek. In Brasilië is Yara die meermin van die Amazone rivier. Soos die meeste meerminne funksioneer sy as 'n sirene wat mans na hul dood lok, gewoonlik die wat in die oerwoud verlore is. In Brittanje is daar verskeie name vir die meermin, en 'n gevaarlike meerman. Meermans word in meeste tydperke van Mesopotamiese en Babiloniese geskiedenis aangetref. Hulle word selfs in Sirië visman genoem. Die geloof in meerminne is al baie lank aanwesig, gesien in hoe soortgelyk hulle oor die wêreld voorkom. So onlangs as 1947 het 'n 80-jarige visserman van die Inner Hebrides beweer hy het 'n meermin gesien wat haar naby die kus kam. Soms word die meermin uitgebeeld as 'n gevaarlike, wel lustige versoekster wat haar charme gebruik om mans na hul waterige dood te lok. Ander kere is sy 'n sagte, wensverlenende wese wat ook waarsku oor storms en dreigende gevaar. Afhangende van die kultuur en verhaal word verskillende aspekte van die meermin se karakter beklemtoon, maar stereotypes moet nie geglo word nie. Die meermin, met watter naam ook al, is 'n wispelturige vee met 'n agenda wat haar eie is. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, meermin. Meerminne kom in 2 forme voor. Die eerste is aantreklik vir hul menslike prooi, die ander, hul ware vorm, wat gewoonlik met kiewe, skerp tande, skubbe oral oor, webbe tussen hul vingers, en 'n algeheel ander wêreldse voorkoms, is wat mense sal afskrik as hulle dit ooit sou sien, maar gee hulle baie meer krag, beskerm hulle teen die dieptes van die see, koue, druk, duisternis, en verhoog hul spoed. Net soos meervroue en sirenes, werk hulle vir die ander wêreld, en sorg dat diegene wat op see verlore is, mens of vee, na 'n behoorlike hiernamaals gaan. Hulle vind ook menslike vlees as 'n lekkerny, en ignoreer alle reëls oor interaksie met mense wat die vee die voorste mag hê. Hulle is nie gek oor Mami Wata of die Jengu nie, aangesien hulle hul plek as meer mense oorskry met hul interaksies met ander vee, en hul oorlog met die Obayifu. Net soos volkskunde waarsku, is hulle pragtig, dodelik en wispelturig.
As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van meermin na Engels. Mermaid. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!